Ons gesels oor oefen geduld, want dit help ons om te floreer. Vandag is geduld met herstel. Ek lees uit Habakuk 2 vers 3. Die openbaring geld vir 'n bepaalde tyd. Dit sal gou kom, want dit kom beslis. Jy moet net geduldig bly wag as dit nie gou kom nie, want dit kom beslis. Dit sal nie uitbly nie. Habakuk het 'n tyd van lyding geleef vir hulle volk, waarin onreg en onsekerheid elke dag beleef is. Hy het geworstel met die vraag waarom God se beloftes nie onmiddellik vervul word nie. Maar hier herinner die Here hom dat sy planne 'n vasgestelde tyd het, al word dit nie onmiddellik vervul nie. Dit mag lyk asof God se uitkoms talm, maar Habakuk en daarmee ook ons moet onthou dit kom beslis. Vertraging is nie afwesigheid van God of afwesigheid van 'n uitkoms nie. God se tydsberekening was en is nog altyd perfek. Ons weet dat wanneer ons die herstelproses gaan, of dit nou na 'n operasie, 'n besering of 'n siekte is, dan voel dit dikwels asof vooruitgang en herstel net eenvoudig te stadig kom. Die fisio sê jy moet oefen, maar geduldig wees. Die pyn herinner jou aan jou beperkings en dit frustreer jou want dit voel dis alwaaraan jy kan dink. En die wêreld rondom jou druk intussen vir vinnige resultate. Maar ons kan by Habakuk leer dat waar jy nou in die herstelproses is nie die einde van die verhaal nie. Net soos die openbaring op sy tyd kom, so kom herstel ook op sy tyd. Positiewe sielkunde bevestig dat geduld jou vermoë versterk om lyding met hoop te dra en jou geestelike welstand juis te bevorder. Jou herstel mag stadig voel, maar dis deel van 'n groter meesterplan. En in plaas van ongeduldig te raak of jouself te blameer, kan jy die wag vul met aktiwiteite waarin jy vir jouself genade betoon. Lê gereeld as regop wees te swaar raak. Lees 'n boek of kyk 'n lekker komediereeks en gesels verder met 'n vriend of vriendin wat regtig na jou luister. Elke klein oorwinning is om jou te herinner, herstel is besig, want God se belofte kom beslis. God sorg vir sy kinders. Leef geïnspireerd.